Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons ook vanmôre hier kan saam vergader rondom U woord. Here, ons dankie en ons loof en prys U vir hierdie wonderlike dag, vir hierdie geleentheid. Ja, Here, hier waar ons ook in U teenwoordigheid kan neerbuig voor U. U wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom. Ja, Here, U wat die Almagtige is. En Here, wat 'n voorreg dat ons as swak, nietige sondaar mense, dat ons kinders kan wees van die groot en almagtige God. Here, dat ons keer op keer weer voor U kan vergader, dat ons vanuit U woord kan leer wat U wil vir ons lewe is, en dat ons deur U wil ook in ons lewens uit te leef, weer die eer en die lof en die dank wat U toekom aan U kan bring. Here, daarom wil ons ook vanmôre vra, maak ons ore oop, maak ons verstand en ons hart ontvanklik vir die waarheid van U woord, en gee dat ons dit ook in ons harte sal aanneem, dat ons dit ons eie sal maak, en dat ons dit ook werklik in ons lewens sal gaan uitleef, om daardeur die ligte te wees wat soos 'n stad wat belig is op 'n berg skyn in hierdie donker wêreld waar ons onsself bevind, en dat ons daardeur daardie wonderbare lig van Jesus Christus wat deur ons skyn, ook sal laat skyn en sal laat reflekteer aan die wêreld daar buite, sodat elkeen ook vir U kan ken, elkeen ook kan weet hoe groot U liefde en genade vir elkeen van ons is. En daarom vra ons ook vanmôre, Here, spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons gaan aan met die storie van Dawid. Ons het verlede Sondag het ons gekyk na 2 Samuel 11, en toe het ons gesien dat Dawid hierdie ernstige sonde, wil ek amper sê, gedoen het, of nie amper sê nie, hy het hierdie ernstige sonde, hy het vir Batsheba gesien bad, daar op die bad, en toe het hy, of op die dak altans, toe hy in sy tuin gewandel het, en toe het hy 'n man laat vermoor, en toe het ons gesien, daar was gevolge vir die sonde, so toe het God uiteindelik groot gevolge, nie net is daardie kind dood nie, maar uiteindelik was daar nog van Dawid se kinders wat gesterf het, en daar was groot gevolge gewees op die sonde. En nou wil ek amper sê, voor ons nou vandag begin lees, dan sal mens nou amper so half dink, Dawid sou nou geleer het teen hierdie tyd, maar dis maar soos wat ons as mense is, so dis die patroon wat ons weer hier gaan sien, is ons leer nie, maar goed, kom ek lees vir ons hier in 2 Samuel 24, dis die laaste hoofstuk van 2 Samuel, so dit is waar hulle praat, in Engels praat hulle van die skrul, of in Afrikaans sal ons praat van die boekrol van Samuel, waar die storie van Samuel in 'n sekere sin afsluit, of dit wat in hierdie boekrol opgeteken is. So ons lees hiervan in vers 1 af. En die toorn van die Here het weer teen Israel ontvlam, en hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. Toe sê die koning vir Joab, die leerowerste wat by hom was, trek tog rond onder al die stamme van Israel, van Dan tot Beersheba, en tel julle die volk, sodat ek die getal van die volk kan weet. En Joab het aan die koning gesê, ja, mag die Here u God by die volk 100 maal meer byvoeg, as wat hulle ook al is, en die oë van my Heer die koning dit sien. Maar waarom het my Heer die koning behaag in hierdie saak? Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab en die leerowerstes. En Joab het met die leerowerstes van die koning af uitgegaan om die volk Israel te tel. En hulle het deur die Jordaan gegaan en laar opgeslaan by Aroer, regs van die stad wat binne in die dal van Gad lê, en tot by
Jaeser. Verder het hulle in Gilead gekom en in die land Tachtim Hotsti en na Dan Jaan gekom en rondom na Sidon. En hulle het gekom by die vesting Tyrus en al die stede van die Hewite en die Kanaaniete en hulle het uitgekom in die suide van Juda in Beersiba. So het hulle dan deur die hele land rondgetrek en in Jerusalem aangekom aan die einde van 9 maande en 20 dae. So hulle het nou die volk getel, wanneer hulle nou vir ons beskryf hoe hulle hier deur al die volke getrek het, dan beteken dit hulle het nou die volk getel. En Joab het die getal van die getelde volk aan die koning gegee. En Israel was 800.000 weerbare manne wat die swaard uittrek en die manne van Juda 500.000 man. Maar Dawid sy gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het. En Dawid het aan die Here gesê, ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het. Here, vergeef dan nou tog die skuld van u knegt, want ek het baie dwaas gehandel. Toe Dawid die môre opstaan, die woord van die Here het naamlik tot die profeet Gad, die siener van Dawid, gekom en gesê, gaan heen en spreek met Dawid. So sê die Here, 3 dinge lê ek jou voor. Kies vir jou een daaruit, dat ek jou dit kan aandoen. Toe het God by Dawid gekom, dis nou die profeet by Dawid gekom en dit aan hom bekend gemaak en aan hom gesê, wil jy dat daar 7 jaar lank hongersnood in jou land kom, of wil jy 3 maande lank vlug voor jou teenstanders uit dat hulle jou agtervolg, of moet daar 3 dae lank pes wees in jou land? Ondersoek nou en sien watter antwoord ek my sender moet bring. Daarop sê Dawid vir Gad, ek is baie benoud, laat ons tog val in die hand van die Here, want sy barmhartighede is groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie. En die Here het 'n pes onder Israel beskik, van die môre af tot op die bepaalde tyd, en van Dan tot Beersiba het daar van die volk 70.000 man gesterwe. Maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het die Here berou oor die onheil en hy het aan die engel van die verwoesting onder die volk en hy het aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanbring gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. Die engel van die Here was toe by die dorsvloer van Arona, die Jebusiet. Toe Dawid sien hoe die engel onder die volk doodslaan, het hy tot die Here gespreek en gesê, kyk, ek het gesondig en ek het verkeerd gehandel, maar wat het hierdie skape gedoen? Hy praat hier van Israel as hy praat van die skape. Laat u hand tog teen my wees en teen my familie. Daarop kom Gad dieselfde dag by Dawid en sê vir hom, gaan op, bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloer van Arona, die Jebusiet. En Dawid het opgegaan volgens die woord van Gad, soos die Here beveel het. Toe Arona opkyk en die koning met sy dienaars na hom sien oorkom, het Arona uitgegaan en hom voor die koning met sy aangesig na die aarde gebuig. En Arona het gesê, waarom kom my heer die koning na sy dienaar? Daarop sê Dawid, om die dorsvloer van jou te koop, om vir die Here 'n altaar te bou, sodat die plaag onder die volk kan ophou. Maar Arona sê vir Dawid, my heer die koning kan neem en offer wat goed is in sy oë. Kyk, daar is die beeste as die brandoffer en die slee en die trekgoed van die beeste as hout. Dit gee Arona alles, o koning, aan die koning. Verder het Arona aan die koning gesê, mag die Here u God 'n behaag in u hê. Maar die koning het Arona geantwoord, nee, maar ek wil dit verseker van jou koop vir sy prys.
en ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir 50 sikkel silwer. Toe het Dawid daar vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring, en die Here het hom oor die land ontferm en die plages van Israel afgewend. Goed, so dit is 2 Samuel 24. Ek wil vir ons hier 3-4 teksverse uitlig. Die eerste ene is vers 11. Hier in vers 11 lees ons, of ekskuus, nie vers 11 nie, maar vers 10 en 11 eerstens. Hier in verse 10 en 11 lees ons eerstens, maar Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het. En Dawid het aan die Here gesê, ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het. Here, vergeef dan nou tog die skuld van u knegt, want ek het baie dwaas gehandel. En dan sien ons in vers 11, toe Dawid die môre opstaan, die woord van die Here het naamlik tot die profeet Gad, die siener van Dawid, gekom en gesê. So nou sien ons die gevolge. So 2 dinge hier wat ek wil uitlig. Die eerste ding is in vers 10, ons sien Dawid sy gewete pla, maar die belangrike ding is, hy erken hier, hy sê, ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het, en dan smeek hy vir vergifnis. Here, vergeef dan nou tog die skuld van u knegt, want ek het baie dwaas gehandel. En dan sien ons in vers 11 die tweede ding, en dit is dat God antwoord deur te sê dat daar is gevolge op die sonde. En dan is die ander verse wat ek vir ons wil uitlig, is verse 17 en 18. In verse 17 en 18 lees ons dan, toe Dawid sien hoe die engel onder die volk doodslaan, het hy tot die Here gespreek en gesê, kyk, ek het gesondig en ek het verkeerd gehandel, maar wat het hierdie skape gedoen? Laat u hand tog teen my wees en teen my familie. En dan sien ons weer die patroon in vers 18, daarop kom Gad dieselfde dag by Dawid en sê vir hom, gaan op, bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloer van Arona die Jebusiet. So die eerste keer sien ons sonde wat besef word, so Dawid besef sy sonde, hy bely sy sonde, en dan sê God, daar is gevolge. En dan die tweede keer, dan sien ons, Dawid bely weer sy sonde, en hierdie keer is daar nie gevolge nie, maar hierdie keer is daar verlossing. Nou sê God, bou die altaar, en uiteindelik gaan die plaag ophou. So wat het hier gebeur? Daar het 'n verandering plaasgevind. So ek wil amper sê, hierdie eerste bekering, as ek dit so kan sê, hierdie eerste sonde besef, en hierdie eerste sonde belydenis van Dawid, was nie so opreg soos wat dit moes gewees het nie. En dit is wil ek amper sê, die inleiding wat vir ons nou die res van hierdie prentjie uiteindelik gaan inkleer. Nou wil ek hê ons moet weer bo begin by vers 1. So vers 1 is baie belangrik vir die hele agtergrond van wat hier gebeur. Ons weet nie noodwendig wat hier gebeur het nie. Voor dit in 2 Samuel 23 gebeur daar ander goeters, en dan begin hierdie storie net, en hy sê, en die toren van die Here het weer, die woordjie weer hier is belangrik, en die toren van die Here het weer teen Israel ontvlam, en hy, dit is nou God, het Dawid teen hulle aangehits. Nou, hy het vir Dawid met ander woorde teen Israel aangehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. Nou wat presies gebeur hier, dis baie vreemd. Nou ons het eintlik verlede Sondag het ons reeds gesien wat die agtergrond is aan die woorde hier, en die toren van die Here het ontvlam. Ek het vir ons gelees daar in Josua toe die volk die verbond gesluit het, en Josua het gesê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En toe het hy vir die volk gesê, maar julle moet kies, en toe het hulle ook gesê, maar ons sal die Here dien. En dan weet ons natuurlik wat gebeur. Hulle het gesê, hulle het 'n verbond met God gesluit om te sê, ons sal God aanbid, ons sal die Here dien, maar hulle doen dit nie. Ek het vir ons daar in Rigters 2 gelees, maar ek wil vir ons net weer verse 11 tot 14 lees. Ons lees daar in verse 11 tot 14 van Rigters 2,
En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien en die Here, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipte land uitgelei het. En hulle het agter ander gode aangeloop van die gode van die volke wat rondom hulle was. En hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg. En dan sien ons in vers 13, maar toe hulle die Here verlaat en die Baals en die Astartes dien, het die toorn van die Here teen Israel ontvlam. Dit sê vers 14, so dis belangrik, het die toorn van die Here teen Israel ontvlam. Onthou, hierdie in Rigters gebeur nou voor dit wat ons nou hier in 2 Samuel lees. En dit is God, het hulle vir Israel oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het. En hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. So hierdie is 'n formule, ek wil amper sê 'n siklus wat ons die heeltyd sien. Wat gebeur? Die volk kom weer tot bekering, hulle bely hulle sondes, hulle sê vir die Here, ons het ander gode aanbid en ons is jammer. En dan sien ons in Rigters en Rut en Samuel en in al die boeke hierdie patroon wat die heeltyd volg. Hulle dwaal maar weer af, hulle dien maar weer die afgode, hulle smelt maar weer in saam met die wêreld waar hulle is, en dan ontvlam die toorn van die Here. En hoe God hulle oordeel, want die sonde het altyd gevolge, is hy stuur die omringende nasies, hulle vyande, die Moabiete en die Amoriete en die Hewite en almal en die Kanaaniete, om teen hulle oorlog te kom maak. En dan kom hulle weer tot bekering en deur die rigters gee God weer vir hulle uitkoms, maar dis hierdie patroon wat uiteindelik volg. So wat ons hier moet sien, is wanneer hierdie verhaal van 2 Samuel 24 begin, met die toorn van die Here het en Israel ontvlam, dan weet ons wat die agtergrond is. Die skrywer hoef nie eers vir ons te sê, hulle het weer afgode aanbid nie, dis wat gebeur het, hulle het weer agter die afgode aangeloop, ons weet dit. Maar in hierdie siklus sien ons dan, dat 2 dinge gebeur. Ons sien eerstens, dat hulle agter ander gode aangeloop het, maar die tweede ding, soos ek sê, is, ons sien ook die siklus, en dis baie belangrik van wat hier gebeur. Wat gaan gebeur wanneer hulle weer agter die afgode aanloop? God gaan hulle sonde oordeel, want die sonde het gevolge, deur hulle vyande te stuur om hulle te kom verower, om teen hulle te veg. En Dawid weet dit ook. En dit is belangrik in die logiese sin daarvan, dat wat sal, wil ek amper sê, natuurlik gebeur wanneer die volk agter afgode aanloop, wanneer hulle, wil ek amper sê, die groot woord is assimileer, wanneer hulle begin saamsmelt met die ander gode, ander volke se vrouens trou, en dan daardie gode wat daardie vrouens aanbid, saam met hulle aanbid, dan gaan daardie ander volke sien, maar hier's 'n swak volkie wat ons maklik kan inneem, so kom ons gemaak gou teen hulle oorlog, dan verwoes ons hulle, dan is dit verby. Dit, ek wil amper sê, in die leefwêreld van daardie tyd was dit amper so half 'n logiese ding gewees. Kom ons kry hulle uit, hulle trou al klaar met ons vrouens, en die rede dat hulle met ons vrouens trou, dat hulle ons gode aanbid, behoort dit eintlik vir ons nog makliker te maak. Is rede hoekom ons die manne wil gaan doodmaak, maar is ook rede om te sien dat ons hulle dalk maklik sal verslaan, dat hulle dalk sommer net sal oorgee, want hulle aanbid alreeds ons gode, maar Dawid weet dit. So wat hier gebeur is, die volk, Dawid is die koning op hierdie stadium, oor beide die ryke, oor die Israel gedeelte wat die 10 stamme is, en oor die Juda gedeelte wat die 2 stamme is, so dis die 12 stamme in totaal, en nou sien ons, hulle het weer afgewyk, so ons kan onsself nou maar net indink, Dawid het vir 'n lang tyd, was hy koning gewees, so hy sien dit waarskynlik, nou kom God na hom toe, God se toorn ontvlam, en Dawid weet, die gevolge hiervan, gaan nou wees dat God gaan vyande stuur, om uiteindelik teen ons te kom veg. En dit gee vir ons die konteks van wat hier gebeur, maar dan is hierdie vers 1 is nog verder baie interessant, want ons lees hier dat nadat die toorn van die Here ontvlam het, en dit is nou God, het Dawid teen hulle aangehits, met ander woorde, hy het vir Dawid gebruik as 'n instrument teen Israel, en hoe het hy dit gedoen? Deur Dawid se sonde, deur vir Dawid die volk te laat tel, deur 'n sensus te hou. Dit is die woord as mens mense laat tel. Maar nou is dit nog steeds te mekaar, so kom ek probeer dit verduidelik wat hier gebeur. So
wat hier gebeur is, God gebruik, soos ek gesê het, vir Dawid as instrument teen Israel. Onthou, Dawid is die koning, en nou gebruik God die koning se ongeloof, en ek sal nou verduidelik hoekom ek sê dis 'n daad van ongeloof. Hy gebruik nou hierdie daad van ongeloof van die koning om uiteindelik nie net die koning self te oordeel nie, of te straf in hierdie geval nie, maar ook tot die volk in geheel se nadeel. So God gebruik Dawid se ongeloof om die hele volk te straf. So dit laat my dink aan toe ons nou klein was daar op die TV Brakkenjan gewees, van Brakkenjan en die 3 musketiers, maar die werklike verhaal speel natuurlik, D'Artagnan is eintlik Brakkenjan daar in Parys af. Ek sien nou die werklike verhaal, daar's mense wat sê dat dit nie werklik gebeur het, dis 'n storie, maar die storie is geskryf, miskien geskoei op 'n werklike verhaal, maar die skrywer se naam was Alexander Dumas, en hy het ook hierdie beroemde, wil ek amper sê, wat sal die woord nou wees, in Engels is dit hierdie quote, met ander woorde hierdie sê ding, kom ons sê dit nou maar net so, die woord ontgaan my nou, maar wat die musketiers ook gesê het, en hulle het gesê, een vir almal en almal vir een, en dis in 'n sekere sin wat hier gebeur. Dawid is die koning, so dis een vir almal en almal vir een, maar hierdie keer nie in die goeie sin nie, maar hierdie keer in die negatiewe sin. God gebruik Dawid se ongeloof om Dawid se hele volk, hy wat die koning is van hierdie volk, om hulle almal uiteindelik te bestraf of te oordeel. En dit is uiteindelik dan belangrik, maar wat is die ongeloof van Dawid? Hierdie ding wat God in 'n sekere sin gebruik. Dit is natuurlik om die volk te tel. So in daardie tyd was 'n sensus so bietjie anderster gewees as wat ons 'n sensus vandag beleef. In vandag se tyd, jy was so ruk terug in die dorp, was daar iemand gewees wat kom klop aan die deur, en dan sê hulle nie, hulle wil net weet hoeveel mense bly in hierdie huis, en jy moet vir hulle die getalle gee. So dit gaan oor mense, oor getalle. En ons sien dit ook, hier is dit in vers 2, waar het sê, dat Dawid wou geweet het. As ons hier lees, dan lees ons, toe sê die koning vir Joab, die leerowerste wat by hom was, trek tog rond onder al die stamme van Israel, van Dan tot Beersheba, en tel julle die volk, sodat ek, die eie selfgesentreerde ek, sodat ek die getal van die volk kan weet. Maar in die tyd van die Bybel, spesifiek in die Ou Testament en die besonder ook, was 'n sensus nie om die mense te tel nie, ek wil amper sê die vrouens en die kinders was nie eers getel nie, dit was nie belangrik nie. Maar 'n sensus was gewees om die manne, om die manskappe, ek wil nog verder gaan en sê om die soldate te tel. So dis juist die agtergrond, onthou van waar kom ons nou. Dawid weet die toorn van die Here het ontvlam teen die volk. Hy weet hier is vyande wat op pad is. So nou in sy ongeloof, nou sê hy vir sy leerowerstes, vir Joab en wat sy bevelvoerders en so was, en hy sê, gaan tel nou die volk, sodat ons kan weet hoeveel daar is vir as daar oorlog kom. En dit is Dawid se groot sonde van ongeloof. So dis verkeerd om uiteindelik die volk te tel. Hoekom? Want God sê, dis nie baie manskappe, baie soldate wat die oorwinning gee nie, maar dis ek wat uiteindelik die oorwinning gee. Ons sal dit sien in Joab, sy bevelvoerders of sy leerowerste se antwoord aan hom ook. Maar ek wil net voor ons daarby uitkom, wil ek sê dat dit is letterlik 'n wet vir Israel gewees dat hulle nie die volk mag tel nie. Deuteronomium 20 se opskrif sê oorlogswette. En dan begin Deuteronomium 20 vers 1 onmiddellik deur te sê, as jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaans sien, 'n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie, want die Here jou God wat jou uit Egipte land laat optrek het, is met jou. So dit gaan hier daaroor dat Israel moes altyd vertrou. God sê vir hulle, dis nie nodig om perde en strydwaans en allerhande goed van Egipte en Fenisië af en oral aan te koop en te hê nie, want dit gaan nie daaroor nie. Dis nie die baie manskappe omdat hulle meer is dat hulle julle gaan wen nie. Ek is die groot en almagtige God, julle moet op my vertrou. Dit is deurgangs is dit die geval en daar is soveel gevalle wat ons kan noem. Dink maar in Rigters aan die Gideon groepietjie.
'n klein groepietjie wat groot getalle verslaan, en dan is daar kere wat die volk niks eers doen nie, hulle loop om Jericho, hulle blaas net op die trompette, en daar val die walle, die mure van Jericho. Dis elke keer God wat die oorwinning gee. En ook in Dawid se eie geval, wil ek amper sê, Dawid weet dit persoonlik, want wie's Dawid? Hy is hierdie klein Joodse mannetjie, skaapwagter wat uit die veld uit vir sy broers kos vat wanneer hulle teen die Filistyne beklei, en hy verslaan die groot reus Goliat. So Dawid het geweet, dit gaan nie oor die getal nie, dit gaan oor God is met my. Dis wat hy vir Goliat ook natuurlik gesê het, wanneer hy vir Goliat verslaan, en ons sien ook iets daarvan in die psalms. In Psalm 33 verse 16 tot 18 lees ons byvoorbeeld, 'n koning word nie verlos deur 'n groot leer, met ander woorde deur baie manskappe nie. 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, en die woordjie kyk is hier belangrik, onthou hinei, dit laat ons dink aan klaarheid, helderheid, ons staan op die berg se top en ons kyk af. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, en goedertierenheid speel hier ook 'n baie belangrike rol. Maar dan sien ons in vers 3, as ons nou teruggaan na die teks toe, sien ons ook dat Joab weet ook wat Dawid hiermee besig is 'n sonde. Dis hoekom sy antwoord so snaaks is. Ons lees in vers 3, en Joab het aan die koning gesê, ja, mag die Here u God by die volk 100 maal meer byvoeg as wat hulle ook al is, en die oë van my Heer die koning dit sien. Maar waarom, dis die vraag hier, maar waarom het die koning, of het my Heer die koning behaag in hierdie saak? Hoekom, sê Joab vir Dawid, hoekom wil jy die volk laat tel, want jy weet die sonde in God se oë? Hoekom wil jy dit dan doen? Maar dan sien ons nou, en die koning se woord wil ek amper sê is wet, en daarom het hulle toe gegaan, en hulle het deurgetrek, en hulle het die volk gaan tel, en dan wil ek amper sê, dan kan ons weer hier van vers 10 af kan ons fokus. Dan sien ons die getal wat gegee word is 800,000 by Israel en 500,000 by Juda, en dan sien ons in vers 11 dat Dawid se gewete hom uiteindelik dan nou begin pla. En wat hier dan nou ook belangrik is dat die eerste keer dan bely Dawid sy sonde, maar dit is nie 'n opregte belydenis van sonde nie. Dawid weet dat uiteindelik daar gevolge op die sonde sal wees, en ons sien dit dan nou hier, dit word beskryf, vers 10, maar ons teksvers, maar Dawid se gewete het hom gekwel, nadat die volk getel is, en toe het hy dit erken, hy het vir God gesê, maar ek het swaar gesondig, deur wat ek gedoen het, vergeef my Here, dat ek tog nou, of vergeef tog die skuld van u knegt, want ek het baie dwaas gaan, en so hy besef, hy het verkeerd gehandel, maar hierdie is nie 'n opregte belydenis nie, en ek wil hê ons moet vir 'n oomblik daarby stil staan, en ons moet vir mekaar sê, dis so dikwels ook wat in ons lewens gebeur. Ons weet, ek wil amper sê vooraf alreeds, ons het al hierdie geskiedenis in ons eie lewens, ons weet wat is reg en verkeerd. Ons weet ons het al in die verlede hierdie selfde sondes gedoen, en ons het in die verlede vir God gesmeek vir vergifnis. Maar ons weet ook ons gaan dit weer in die toekoms doen. Dis nie opregte skuldbelydenis voor die Here nie, en dis wat hier gebeur. Dawid sy belydenis hier, hy besef, dis met sy verstand besef hy dis verkeerd, maar sy belydenis is nog nie uiteindelik opreg nie. Hy sê dis dwaas, hy sê Here vergewe my, hy smeek vir dit, maar is nog nie daar nie. En dan sien ons uiteindelik die gevolge wat volg, en dan is dit baie belangrik wat in die volgende verse ook volg. Dan kom die profeet Gad nou na Dawid toe, en hy sê vir Dawid, as te ware, jy weet dit Dawid, dit is al in die verlede so gewees, jy het gesien met Batsheba, toe jy vir Batsheba gevat het, toe jy haar man vermoor het jy gesien die sonde het gevolge, jy weet dit, ek hoef dit nie vir jou te vertel nie, en ons kan dit ook weet, die sonde het altyd gevolge, en dan sê hy vir hom, hier is nou die gevolge, God, ek wil amper sê, ons moet dit nie so sien dat
dat God hier wreed is deur te straf nie. Ons moet sê, God is so barmhartig, dat hy selfs vir Dawid sê wat die gevolge van die sonde gaan wees. En dan vra hy, watter een van hierdie opsies kies jy? 7 jaar hongersnood, dat daar pes onder die mense sal wees, of dat jy vlug. En nou sien ons hier, dat Dawid se belydenis was nie opreg gewees, of sy smeek om vergifnis was nie opreg nie, want onthou, dis hy wat gesondig het, dis hy wat die volk laat tel het. Maar nou, wil ek amper sê, is hy so half besig met blaamverskywing, en hy sê, God gee vir hom hierdie 3 opsies, en hy sê, kies opsie 1 of ek kies opsie 3. Laat ons in die hand van die Here val, dat hy die 7 jaar hongersnood stuur, of die pes, maar asseblief ek, wat Dawid is, ek het al gevlug vir my vyande, vir my eie seuns wat my wil doodmaak, ek wil tog nie net weer in die hande van mense val nie, so asseblief, moet dit nie oor my alleen bring nie, bring dan maar of die hongersnood, of die pes oor ons almal. En dis presies hier, nou sien ons weer, in die negatiewe sin daarvan, een vir almal, en almal vir een. Maar dit is sonde deur Dawid. Hy moes hier gesê het, laat ek vlug vir my vyande, ek het gesondig, laat ek uiteindelik die straf dra. En dan sien ons dan kies hy hierdie opsie, wat nie net homself nie, maar ook meer in die besonder sy volk sal, wil ek amper sê benadeel, en dan kies God weer, wil ek amper sê, in my menslike kyk na die opsies, God gee nie die 7 jaar hongersnood wat lank sou duur en dalk baie mense sou doodmaak nie. Nee, God gee die beter van die opsies, die pes. Hy stuur dan die pes, en dan sien ons, en spesifiek word daar vir ons gesê in vers 15, dat 70.000 nie mense nie die volk nie, 70.000 man het gesterf van die pes. So, dit is eintlik God wat hier vir Dawid wys, jy wou die manne laat tel, en nou maak hierdie pes die manne dood. So jy wou op getalle gesteen het, omdat die vyande is wat sou kom veg, maar nou vat ek die getalle weg, want dit gaan nie oor getalle nie, ek is die groot en almagtige God, jy moes op my vertrou het, dit was ongeloof gewees, dis wat hier plaasgevind het, maar dan, in vers 16, dan sien ons iets wat verander by Dawid, dan sien ons Dawid het weer berou, en hierdie keer is, soos ek sê, is daar iets anderster wat plaasvind, dit is 'n opregte berou wat ons in 'n sekere sin hier sien. Nou sien ons lees in vers 16, maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het die Here berou oor die onheil, en hy het aan die engel van die verwoesting onder die volk, aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanbring gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. Die engel van die Here was toe by die dorsvloer van Arona die Jebusiet, en dis ook belangrik. Hierdie vers 16 gaan ek nou vir ons verduidelik, maar in 'n sekere sin wil ek hê dat ons ook net moet raak sien, vers 16 en vers 17 gebeur in 'n sekere sin so half gelyktydig. So ons sien nou hier, en ek sal dit nou bespreek, dat God, soos dit vir ons hier beskryf word hier gesê, die Here het berou oor die engel wat die mense nou met die pes laat doodgaan. God keer dit, maar gelyktydig wil ek amper sê, moet ons raak sien, dat Dawid kom ook gelyktydig in 'n sekere sin tot bekering, as ek dit so kan stel, tot inkeer. En toe Dawid sien hoe die engel onder die volk doodslaan, het hy tot die Here gespreek en gesê, kyk, ek het gesondig, en ek het verkeerd gehandel, maar wat het hierdie skape gedoen? So nou besef hy, wat het hy gedoen? Hy het ook die oordeel en die straf oor die volk gedoen, en nou sê hy, Here, nee, ek wou nie gevlug het vir my vyande nie, maar laat dit maar oor my kom. So dit is baie belangrik, laat u hand tog teen my wees, en teen my familie, maar nie teen die res van Israel nie. So dit is hier baie belangrik. So wat hier nou uiteindelik plaasvind, eerstens wil ek vers 16 dan nou verduidelik. Ons lees weer hier, en ons het dit nou al in die verlede met hierdie selfde bergreeks het ons het gehoor, vanuit die skrywer se oogpunt, sê hy, God het berou gehad, en God het vir die engel gesê, hou op. Maar ons weet natuurlik, God het nie berou nie, ons het al daaroor gepraat, en die Hebreëus is die woord wat hier gebruik word, nagam, en dis die Hebreëse woord wat beteken, God het homself vertroos, of God het in die Engels comfort na homself gebring, hy het homself gerus gestel. En nou wil ek amper sê, hoekom
het daar ook gerusheid by God gekom vir 2 redes. Die eerste rede is, omdat ek gesê het, vers 16 en 17 gebeur eintlik gelyktydig, maar ons kan in God se voorsienigheid en in God se alsienheid en in sy soewereiniteit kan ons ook sê, omdat God alles weet en buite tyd staan, God het geweet, Dawid sal tot werklike bekering, tot werklike besef en belydenis van sy sonde hier kom, maar aan die ander kant gaan dit hier oor wat God self ook doen. So hierdie taal, Nagam, tot rus gekom, God het homself gerus gestel, vertroos, is die taal van Noag. Toe Noag na die vloed die offers gebring het, het ons dieselfde gesien. God het homself gerus gestel, homself vertroos. Hoekom? Want Noag is die een wat homself so vertroos. Dis die taal, die lyne wat ons hier trek. Maar ons het dit natuurlik ook by Moses gesien. Toe God vir Moses sê, gaan praat jy nou met die volk, want ek het genoeg gehad van hulle, en Moses sê, ek is deel van die volk, ek is bereid om myself te offer vir die volk, om myself op te gee vir hulle, toe het dit God gerus gestel. En dis dieselfde wat ons hier sien. Nou is Dawid bereid om homself te gee. Hy sê, Here, moenie die volk meer straf nie, maar ek is bereid, straf my en my huis. En dit is uiteindelik wat God hier dan uiteindelik ook gerus stel, maar nie net dit nie, hier is iets anders wat kom, en ek sal nou, en dit is dat God ook bereid is om homself hier te gee. Dit is die verskil wat ons hier kry, en dis baie belangrik, en ek sal nou daarna toe terugkom, maar eers want ons gaan daarmee afsluit, met hierdie gedagte dat God ook bereid is om homself te gee, want hier het 'n verandering gekom. Maar voor ek daarby kom, is die belangrike ding hier, en ons praat nou nog die hele tyd, en hierdie reeks gaan oor berge, en nou vra ons maar hoe en waar is die verbinding met berge, en ons sien dit ook in ons teksvers in vers 18, dat hierdie dorsvloer waar die engel gestaan het, en ek het gesê, dit is baie belangrik, waar is die engel wanneer hy hierdie straf uiteindelik, wil ek amper sê, laat gebeur. Hy staan by die dorsvloer van Arona. Nou Arona is hierdie persoon se naam, en wie is hy? Hy is 'n Jebusiet. Nou ons het nou al in die verlede, het ek al gesê, dat Jerusalem is natuurlik gebou op hierdie stad wat voorheen aan die Jebusiete behoort het. En hierdie is nou nog 'n Jebusiet wat nog oor is, wat nog in hierdie land. Nou die Jebusiete was natuurlik Kanaaniete, ek het dit verlede Sondag ook gesê, maar nou ook die woord dorsvloer. Dorsvloer is natuurlik, ons dink spreekwoordelik daaraan, dis waar die koring van die kaf geskei word, maar dit is letterlik 'n sementvloer gewees waar die koring op die vloer gegooi is, en dan is die osse gestuur om daar te loop. So hulle het die koring gekaf. Met ander woorde, wat het hulle gedoen? Hulle het getrap die heeltyd, en dan uiteindelik het hulle die koring van die kaf geskei op hierdie manier, of die koring losgetrap, en dan is dit gewoonlik aan die brand gesteek, en dan het die kaf vinnig verbrand, en dan het die koring oorgebly, en dan kon hulle die koring by mekaar gemaak het. En so dit is, soos ek sê, waar die uitdrukking ook vandaan kom om die koring van die kaf te skei. Dit het op die dorsvloer gebeur, en soos ek sê, dan is die osse baie keer ook ingestuur om self die koring verder fyn te trap, maar baie keer ook was daar 'n maal gewees wat hulle gebruik het om verder die koring fyn te maal. Maar die lank en die kort hier is dit gebeur op hierdie dorsvloer. Nou dorsvloer is ook 'n woord wat met 2 Hebreëse letters geskryf word, en dit word met dieselfde 2 Hebreëse letters geskryf as wat tuin geskryf word. So onmiddellik wanneer ons dit hoor, die oorspronklike woorde, sou dit onmiddellik besef het, dan trek dit weer die lyne terug na Adam en Eva toe. Die tuin van Getsemane, die dorsvloer herinner aan die tuin van Eden. Nou sê ek die tuin van Getsemane, die tuin van Eden eerder, by Adam en Eva. So, en verder sien ons ook dat, ons het dit die vorige keer ook gesien verlede Sondag, dat die woord tuin en die woord dak is ook baie na aan mekaar, en dak is iets wat hoog is. En ons het gesien die tuin van Eden was op 'n berg gewees. So nou onmiddellik moet ons dit alles met mekaar, wil ek amper sê, verbind, en ons moet vir mekaar sê, nou begin ons al so half verwag, hierdie dorsvloer is op 'n hoë plek. Maar verder is daar ook belang in die naam van hierdie persoon. Sy naam in die Afrikaans word vertaal met
Arona, maar dis weer eens dieselfde letters wat gebruik word vir ark. En hierdie keer, dit laat ons dalk dink aan die ark van Noag, maar hier meer spesifiek die woorde wat gebruik word in Hebreëus wanneer na die ark van die verbond uiteindelik gepraat word. Soos ek sê, dit alles is leidrade wat vir ons sê, hierdie moet op 'n hoë plek wees, en dit is inderdaad so. In vers 17, dan sien ons dan nou, dat Dawid, wil ek amper sê, kom tot sy sinne, en hy sê, ek is bereid om die straf te dra, en dan sien ons, hier is uiteindelik, die Engels sê 'n twist op die verhaal, hier is 'n ander wending wat plaasvind, anders as wat ons verwag het, wat hier plaasvind, wanneer Dawid nou, wil ek amper sê, hier sy sonde voor God bely, anders as by Noag en by Moses, sien ons hierdie keer, dat dit nie die volk is wat gesondig het, en dan Moses wat bereid is om vir hulle in te tree, of Noag wat offers aan die Here bring nie. Maar hierdie keer is dit, en dis wat dit anderster maak, hierdie keer is dit Dawid self wat sondig, en dan sê Dawid, straf my, so dit is anderster. En daarom uiteindelik is dit anderster, daarom sien ons dan ook, dat hier op die dorsvloer word uitkoms gegee, want, en ek wil amper sê, dit is belangrik dat ons dit sal verstaan, Deuteronomium leer dit ook vir ons, dat die gevolge van die sonde, in die groter prentjie is die dood. Uiteindelik die straf op die sonde is die dood, en dit is juist presies hier wat gebeur. Dawid sê, maak my dood, moenie die volk dood maak nie. So Dawid kom tot daardie besef, maar waar gebeur dit? Dit gebeur hier by die dorsvloer van Arona, van die Jebusiet. God sê vir hom, gaan op soontoe, om uiteindelik die offers te bring. So, dit is belangrik, dat ons lees, daar word gesê, gaan op, dis wat hier van vers 18 ons teksvers af gebeur, so dit sê vir ons, waar is dit? Dit is op 'n hoë plek, so vers 18 sê, daarom kom Gad dieselfde dag by Dawid en sê vir hom, gaan op, so met ander woorde, dis hoog, en bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloer van Arona die Jebusiet, en Dawid het opgegaan, volgens die woord van Gad, soos die Here hom beveel het, en dan is dit ook 'n belangrike ding, en dan sê vers 20, toe Arona opkyk, met ander woorde, dit beteken maar net, hy was besig, en toe kyk hy op, en toe sien hy, daar kom Dawid aan, so die opkyk is ook hier, in 'n sekere sin vir ons, om te wys, dit is op 'n hoë plek, maar is interessant, nou sal ons mos verwag, hierdie Arona is op die hoë plek, so hy kan mos nie opkyk om hulle te sien nie, hy moet eintlik afkyk om hulle te sien, en dit is inderdaad so, in die oorspronklike Hebreëus, en in van die Engelse vertalings, ook soos die King James staan dan nie, hy kyk op nie, maar daar staan inderdaad, toe Arona afgekyk het. Hoekom? Want Dawid is besig om op te kom na die dorsvloer toe, maar dit is net hier, binne die konteks, wat die Afrikaanse vertaling om vertaal het met, toe hy opkyk. En so dit is inderdaad op die berg, so ons moet raak sien, hier op die berg, uiteindelik kom Dawid uiteindelik tot bekering, en hy is bereid om die offers hier te bring, en dan gaan hy, en dan is dit hierdie verhaal wat verder afspeel, dan sê hierdie Jebusiet, hy sê, ek sal vir jou die beeste en alles gee, want ek dink hy sien ook, dat die volk net kan ophou doodgaan van hierdie pes, en dan sê Dawid, nee, ek is bereid om te betaal, ek sal die dorsvloer by jou koop, en ek sal ook uiteindelik die osse by jou koop, ek is bereid om te betaal, dit gaan hier oor, ek moet bereid wees om te offer, en dit sluit aan by wat Dawid ook al reeds weet. Dawid het Psalm 51 geskryf, nou ons het verlede Sondag het ons gekyk na 2 Samuel 11 en die verhaal met Batsheba, en alles wat daar afgespeel het, en dan nou in 2 Samuel 12 sou in 'n sekere sin Psalm 51 wees, wat Dawid geskryf het, wat dan nou gaan oor sy groot skuldbelydenis voor God. En dit is Psalm 51 na die gebeure van Batsheba. Nou in Psalm 51 is wanneer Nathan na Dawid gekom het, maar ek wil net vir ons van amper die laaste klompie verse, vers 18 tot 20, daar wanneer Dawid ook hierdie sonde gedoen het, en wanneer hy vir Batsheba gevat het en haar man vermoor het, en die profeet dan na hom toe kom in die verhaal met die lammetjie en vir hom sê, maar jy is die man wat die arme man se lammetjie
weggevat het en hom vir jou gaste geoffer het terwyl jy baie skape het. En Dawid dan sê maar laat hy doodgemaak word en dan sê die profeet Nathan vir hom, maar dis jy's die slegte koning wat in hierdie storie wat ek vir jou vertel het, die arme se lammetjie gevat het. Dan kom Dawid ook tot inkeer en hy besef sy sonde. En dis dan wat hy in vers 18 en 20 tot 20 van Psalm 51 sê, hy sê, want U, Here, het geen lus in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. In brandoffers het U geen behaag nie. Die offer van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na U welbehaag, bou die mure van Jerusalem op. So hier sien ons uiteindelik Dawid besef, dit gaan nie net oor die offers wat hy moet gaan bring nie. Dit gaan oor, hy doen dit met 'n verslae hart. Nou is sy hart reg, dis opregte berou en hy is bereid om van homself te gee. Hy is bereid om geld te spandeer om hierdie osse en hierdie dorsvloer uiteindelik te koop en te offer. En dit is baie belangrik dat ons dit uiteindelik ook sal verstaan. Waar gaan hierdie offer nou plaasvind? Hierdie offer gaan plaasvind hier by die dorsvloer van Arona. En dan, ek het dit in 'n sekere sin nog so 'n bietjie terughou. Ons het die hele tyd gesê toe ons met Abraham besig was, Abraham het gegaan om vir Isak te gaan offer op die berg Moria. En ons het gesê Moria is Sion. Moria is Jerusalem. En in 2 Kronieke 3 vers 1 met hierdie verhaal van Arona word dit nou vir ons duidelik gesê, die skrywer van 2 Kronieke sê in 2 Kronieke 3 vers 1 vir ons, hy praat nou van Dawid se seun Salomo. Salomo het toe begin om die huis van die Here in Jerusalem te bou, op die berg Moria. So hier sê hy dit nou vir ons, waar is Jerusalem? Waar is die huis van die Here? Met ander woorde die tempel op die berg Moria, waar die Here aan sy vader Dawid verskyn het op die plek van Dawid wat hy gereed gemaak het op die dorsvloer van Arona die Jebusiet. So dit is hier die belangrike ding, dat waar gebeur dit, waar gaan die tempel gebou word in Jerusalem? Op Sion. Waar Sion? Sion is Moria. Dit is Sion, dis Jerusalem, dis waar die tempel uiteindelik gebou word, en dis hier waar Dawid die opregte offer uiteindelik bring. Maar dan is daar iets verder, en ons kan met daardie gedagte afsluit. Ons het gesê wat ook belangrik is dat God is ook bereid om homself te offer. So wat gebeur hier? Anderster as in die geval van Moses en Noag, is dit hier Dawid self wat die sondige is, en dan sê hy is bereid om homself te offer. Maar wat sê God vir hom? God sê nee, dis nie goed genoeg dat jy bereid is om jouself te gee nie, want jy's die skuldige een. Ek soek 'n vlekkelose offer, ek soek 'n vlekkelose lam. So in hierdie geval, Ou Testamenties, dan sê God nog, gaan offer hierdie onskuldige, vlekkelose, sondelose diere. En dis dan inderdaad ook wat gebeur. Maar die groter prentjie wat ons hier moet raak sien, is dat dit is uiteindelik vir sy kerk, wat Jesus Christus, die vlekkelose lam, kom om homself te offer. Hoekom? Omdat hier 'n hele nuwe wending, ek het die Engelse woord twist gebruik, hier is 'n verandering wat plaasvind. Hoekom? Hierso sê God, ek kan nie meer op mense vertrou om in te tree, om die middelman te wees vir mense nie, want mense is almal sondig soos Dawid. Ja, Dawid is 'n man na God se hart, en in 'n sekere sin sien ons al hierdie sonde wat Dawid gedoen het, self soveel dat die groter prentjie wat ons moet raak sien is dat dit gaan in 'n sekere sin vir Dawid altyd oor homself te bewaar. As ons nou groter prentjie gaan kyk, Dawid gaan en hy vat Batsheba, hoekom? Om meer kinders te kry, want hy wil homself en sy eie nageslag bewaar. En dan straf God hom hier ook. Dawid se berou is aan die begin nie opreg nie. Here, moenie laat ek vlug vir mense nie, maar hou my aan die lewe. Ek sal hier in my paleis, in my tuin, ek sal hier wegkruip, ek sal hier bewaar word van die hongersnood of van die pes, tref maar die volk. Dawid wil dit nie na homself doen, want hy wil homself bewaar, maar hy moes eers tot hierdie insig kom. Ek moet bereid wees om myself te gee. Dis wat ware sondebelydenis is, dis wat ware sondebesef is, wanneer jy werklik sê, Here, ek is bereid om myself te gee, ek gee myself oor aan U. Dis in 'n sekere sin, wanneer ek nie meer myself wil bewaar en myself wil opbou en
na my eie selfgesentreerdheid en my eie belange kyk nie. Maar wanneer jy vir God sê, hier is ek, Here, ek is bereid om myself oor te gee. Dis wanneer die ware sondebelydenis uiteindelik plaasvind, wanneer jy werklik vir die Here kan smeek, vergewe my sonde. En dan is dit wanneer God vir jou sê, jy is in elk geval nie goed genoeg nie, want jou beste werke is met sonde bevlek, soos wat Dawid tereg erken in die verse wat ek nou nie gelees het nie, maar in Psalm 51 sê hy, in sonde is ek ontvang en gebore, van my moederskoot af is ek in die sonde. Dis as ons op daardie punt uitkom, dan sê God vir ons, ek is bereid om myself vir jou te gee, en ek is sondeloos, ek is die vlekkelose lam, en dit is inderdaad wat dan in die Nuwe Testament gebeur. Die Ou Testament maak ons gereed, offer dan nou hierdie vlekkelose diere, in hierdie geval die osse, wat hy koop, maar in die Nuwe Testament, ek gee die vlekkelose offer, Jesus Christus, om in julle plek uiteindelik te kom sterf, sodat julle die ewige lewe kan hê, vir ewig saam met my op die kosmiese berg kan wees. Maar wat ek wil hê ons moet hier ook raak sien, is hierdie is 'n bergtop oomblik wat by Dawid uiteindelik plaasgevind het. Hy het bo op die kosmiese berg gestaan en hy het 'n oomblik van klaarheid gehad waar hy besef het, ek moet bereid wees om myself uiteindelik te offer. En dan sê God, as jy bereid is om jouself te offer, sê God, dan sal ek myself vertroos, dan sal ek myself gerusstel deur myself aan jou te gee. En dis wat hy in deur Jesus Christus uiteindelik vir ons doen. En as ek kan afsluit, dit behoort ons maar net aan te spoor, om weer na onsself te kyk en te sê, hoe dikwels is ons nie maar soos die volk van ouds, ons loop maar weer agter ander goeders aan wat vir ons belangriker is as God nie. Hoe dikwels doen ons nie die sonde soos Dawid, en ons bely dit kamstig, maar dis nie 'n opregte belydenis nie, ons weet ons gaan môre weer daardie sonde doen nie. En daarom moet ons ook voortdurend vir die Here smeek, dat hy ons tot dankbaarheid sal dring. En as ek sê tot dankbaarheid, dan is dit, ons moet lewens van dankbaarheid leef, wat hom behaag, omdat ons besef wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Alleenlik as ons tot daardie besef kom, Jesus het homself vir ons oorgegee, so ons moet onsself ook vir God oorgee, as ons besef wat dit beteken dat ek bereid is om my lewe te gee vir my sonde, dan uiteindelik besef ek in 'n sekere sin wat dit beteken dat God sy seun gestuur het om sy lewe vir ons te kom gee, en dan dring dit my tot dankbaarheid en om te antwoord met 'n lewe van dankbaarheid wat die Here behaag. En daardie dankbaarheid begin in die eerste plek deur my sonde te bely en my sonde te laat staan. Daardie voortdurende stryd wanneer die Heilige Gees daardie 8 stappe van die heilsorde in ons harte werk om te stry soos konings teen die sonde. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, wanneer ons hierdie verhaal in diepte bestudeer, dan besef ons maar net een ding, dat selfs Dawid, wat in die Bybel genoem word, 'n man na God se hart, hy wat die koning was van die volk, ja, dat selfs hy keer op keer maar weer gefaal het, maar weer in die sonde geval het. En Here, dan dink ons en ons kyk na onsself en ons vra, maar wie is ons as konings en mense wat genoem word iemand na God se hart, as hulle keer op keer in die sonde geval het, wie is ons dan om uiteindelik in 'n sekere sin te wil stry teen die sonde? En dan besef ons opnuut weer hoe swak, nietig, sondig en magteloos ons is. Maar Here, ons weet, vir U is niks onmoontlik nie. Here, ons weet dat U in ons plek reeds die toorn en die straf kom dra het. Wanneer ons lees dat die toorn van God ontvlam het, dan weet ons dat die toorn van God van alle mense, van alle tye, teen Jesus Christus op die kruis ontvlam het, sodat ons nie daardie toorn en straf en God se verlatendheid hoef te beleef nie, maar sodat ons uiteindelik net die gevolge daarvan, in hierdie geval die positiewe gevolge van die versoenende sterwe van die Here Jesus Christus kan beleef. Here, juis omdat die Here Jesus Christus vir ons gesterf het, maar nie net gesterf het nie, maar ook oorwin het. Daarom kon hy ook opvaar na die hemel. Daarom kon hy ook die Heilige Gees uitstuur om in ons harte te kom woon, om in ons harte te kom werk, om ook daardie 8 stappe van die heilsorde in ons harte te werk, en in spesifiek ook die volharding.
Here, daarom, omdat U ook vir ons sê, daar in Openbaring 1, dat omdat Jesus Christus ons skoon gewas het met sy bloed, U ons ook konings en priesters maak. Here, daarom vra ons ook, gee dat ons ook soos konings sal heers oor die sonde. Gee dat ons soos priesters ook bereid sal wees om onsself te offer, uit dankbaarheid, omdat die hoëpriester, Jesus Christus homself as die vlekkelose lam in ons plek geoffer het aan die kruis, dat hy met sy bloed vir ons skuld betaal het. En Here, gee dat ons daarom sal weet dat die slawebande van die sonde verbreek is, dat ons nie meer daarvoor hoef te vrees of daarvoor hoef te soek nie, maar dat ons kan opstaan uit ons sonde, uit die stof van die sonde van ons voete kan afskud, en dat ons as oorwinnaars in hierdie wêreld kan leef, omdat U vir ons die vermoë gee om te volhard, omdat U met die Heilige Gees in ons harte werk, en omdat U vir ons die vermoë gee om elke dag hierdie berg, miskien die berg van die sonde wat voor ons lê, uiteindelik op te klim, terug na die tempel toe, terug na God toe, daar waar ons uiteindelik oomblikke van klaarheid op pad op sal beleef, en wanneer ons bo is, volkome klaarheid sal beleef, soos wat 1 Korintiërs 13 dit ook beskryf, dat ons nie meer in 'n spieël sal sien nie, maar van aangesig tot aangesig in God se teenwoordigheid. Here, die pad op as bergklimmers is nie altyd vir ons maklik nie, maar ons weet dat U ons sterk, ons weet dat U vir ons die krag en die vermoë gee om ook aan te hou klim. En Here, daarom vra ons, gee dat ons sal weet dat U ons nooit sal verlaat en ons nooit sal begewe nie, dat dit nie gaan oor hoeveel manskappe nie, dat dit nie gaan oor ons krag nie, maar dat ons in alles maar dat ons tot alles in staat is deur Christus wat vir ons krag gee. Ons bid dit alles as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.